Goeiemôre, baie welkom aan een en elkeen vanoggend hier is. Wat 'n voorreg het ons nie. Veronica sê altyd vir my, ek sê dit elke week en ek gaan dit elke week sê want dit is net 'n voorreg om elke week by mekaar te kan kom en te kan sê ons is hier om die naam van die Here groot te maak. Was daar enige verjaarsdae hierdie week gewees? Niemand? Nee. Die skattejag. Ons het die skattejag besluit geneem om dit so bietjie uit te stel, want daar was meer as een versoek gewees. Party het gesê, dis die einde van die maand en het gaan te besig wees, ons gaan nie deur die dorp kan beweeg nie. En die ander mense gaan vinniger oor die rooi ligte kan ry as wat ons oor dit sal ry. So, ons gaan dit so bietjie uitstel, goeiemôre. Ons gaan dit so bietjie uitstel, ek sal die nuwe datum bring sodra ons alles onder beheer het. Dan die aanddiens is die 29ste Maart, 6uur. Vir die wat weet, die wat nog nie weet nie, die aanddiens is meer 'n sangdiens, en dis van 6 tot 7. Partykeer kom mense sê, ons kan nog so bietjie sing, want ons sing nou lekker, as dit is 7uur. So, ons is nog in die bevoorregte tyd van die jaar om te sê, dis nog somer, so 7uur uitgaan, is dit daarom nog nie heeltemal donker nie. Oor 'n maand of 2 is dit al 6uur al donker. En dan die instelling van die nagmaaldiens is dan die 2de April, dis die donderdag, en dit gaan ook 6uur wees, is nie bygesit nie, weer eens van 6 tot 7, en dan doen ons die aansit, as ek dit so kan sê, van die nagmaal. Soos wat Jesus dit bedien het aan die disciples in Matteus, probeer ons gaan dit nooit regkry, maar ons probeer die gevoel skep, min of meer hoe dit was. En dan, wat nie op die bord is nie, is die 27ste April. Is die 7, jy weet die 28ste, Renske? Ja. Ek moet altyd bedank, as ek haar verjaarsdag weer, dan weet ek wat die dag is. Die 27ste April het ons 'n doopdiens, wat by ons huis gaan wees. So as jy dalk voel jy wil gedoop word, of nog nie gedoop is nie, of hoe ook al, julle is welkom om my te kom praat na die diens, of tot in aanloop van die 27ste April toe, en dan gaan ons dit ook sommer daai dag vir die nuwe lidmate, en wat nog nie by my huis was nie, te kom, en nie jy ook, jy weet eens waar bly nie, om daai dag net so bekendste, of net so saam 'n koek en tee te hê. Die regte beskrywing is 'n pastorstee, maar Veronica sê nee, ons doen nie 'n pastorstee nie, want ons almal eet nie, ons almal drink nie tee nie. Maar kom ons sit net so in ons buig die hoofde, en ons vra die Here se seën. Almagtige God en Vader, hoe groot is U? Hoe groot is U naam? Hoe groot is U heerlikheid? Here, ons aanbid U, ons loof U, ons prys U naam, want U is ons skepper. U is die Almagtige, die skepper van die hemel en die heelal. Dankie Here dat ons U kan aanbid. Dankie dat U ons toevou in U liefde. En Here, soos Marietjie vanoggend gesê het ook, dankie dat ons Psalm 91 elke oggend en elke dag oor ons lewe kan toebid. Dankie vir die seën wat U vir ons gee. Dankie Here, vir elke oomblik van die dag, wat ons U naam kan grootmaak, waar ons U kan eer, en waar ons 'n lig vir U kan wees. Here, my gebed is ook vanoggend, dat U hierdie diens sal seën, elke oor en elke oog sal oopmaak, om U te verheerlik. Aan U alleen kom die eer toe. En ons bid dit in Jesus Christus naam alleen. Amen. Okay. Ons het 'n speaker in die moederskamer, so ons moet eers vir hulle wys hoe werk hy. Waar kan hy harder en sagter stel, want anders is dit te hard of te sag daar binne. En so, ons is tegnologies bietjie stappie vir stappie besig, en dankie vir Paul dat hy dit vir ons gedoen het in die week. So, dit is wat die moeders moet ook kan hoor, want hulle sê hulle kan die musiek hoor, maar hulle kan my nie hoor praat nie. So, alhoewel dit amper in die kerk is,
is hulle afgesluit gewees. Ons het baie keer met die, ek sal nie sê probleem nie, maar met die gedagte in ons kop, waar is God? Partykeer bid ons en dan sê ons, dit voel of ek nie plafonne vasbid, dit voel of iets nie reg is nie, dit voel of, waar is die Here as ek bid? En dan op 'n ander keer dan voel ek, dan gaan jy op jou knie en jy bid en jy sê, maar die Here is hier, ek kan sy teenwoordigheid voel. En ander keer dan sê jy net, weet jy Here, ek weet nie. Ek weet nie waar is U nie, ek weet nie hoe om nader aan U te beweeg nie, want alles wat ek doen, voel net verkeerd. Dit voel baie keer, ek staan in 'n vertrek wat ek alleen is. Die Here is nie saam met my nie. So, wat nou? Hoe nou? Wat ek kan toe nou? Ek dink dit is 'n bietjie hard. So, ek glo een en elkeen van ons was al op daai plek gewees, dat jy voel, ek staan alleen in hierdie stryd. Maar ons moet ook besef, God is alomteenwoordig. En baie keer dan voel dit vir ons, nee, dit is nie rarig nie. Maar dan gaan ons na die woord van die Here toe. En dan sê hy dit in soveel woorde, sê hy vir jou. En dis Psalm 139 vers 7. Baie mense lees die psalms. Ek lees hier 'n psalm, ek lees daar 'n psalm. En psalms is nie die gewildste gedeelte om te lees nie. Maar tog is psalms so belangrik as jy gaan kyk in die konteks van die Bybel. Psalms gee voorspellings, psalms gee gemoedsrus, psalms gee bemoediging, psalms gee, is alles wat jy nodig het, gaan jy in psalms kry amper. Nou lees gerus Psalm 139 vers 7, ek glo nie dit is op die bord nie. Waarheen sou ek gaan om U gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan U teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel toe, is U daar. Gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar. Hoor julle? Vlieg ek na die ooste of gaan ek na die verre weste toe? Ook daar lei U hand my. Hou U regterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my om in 'n nag te verander. Maar vir U is selfs die duisternis nie donker nie, en die nag so lig soos die dag. Duisternis so goed soos lig. Maak nie saak waar ons is nie. Wat 'n plek in ons gemoedstoestand is ons op die donkerste plek, is die Here daar. Gee ons staan ons iemand af aan die dood, is die Here daar. Gaan ons op na die hemel toe, is die Here daar. Staan ons in die lig. Letterlik partykeer en ook figuurlik, wat ons kom en sê, ek is op so 'n goeie plek in my lewe, ek wil dit net gaan verkondig, is die Here ook daar. So die Here is alomteenwoordig. En die dag as jy voel, ek weet nie waar is die Here nie, ek weet nie wat om nou te doen nie, weet, die Here is ook daar. Die Here ken jou situasie, hy weet waar jy is, en hy weet waar jy in jou pad is. Wees verseker, die Here is alomteenwoordig. Kom ons staan, en ons gaan in eerbied, en in gebed voor die Here, en ons sing tot eer van sy naam. Ons gaan vandag gesels oor die ware en 'n valse kerk. Ons kry ware kerke, en ons kry vals kerke. Maar ons moet ook besef dat ons is ook 'n kerk. Die manier wat ons met die Here, wat ons met die mense daar buite uitgaan, in meelewe, in saamlewe, is ook kerk. En as ons gaan kyk in Matteus 13, want hierdie vraag het onvermydelik by my opgekom, toe ek hierdie teks gelees het. Wat is 'n ware kerk en wat is 'n vals kerk?
Want ons lees in Matteus 13 die vergelyking van die onkruid wat tussen die koring is. En dan sien ons ook daar Jesus se verklaring daarvan. Hierdie prentjie op die skerm wys ware koring en dan die onkruid wat tussen dit is. So as dit so tussen mekaar groei, kan jy dit amper nie uitken nie. Jy kan nie sien watter een is die regte een en watter een is die valse een nie. Want hulle lyk amper eners. En hoe jonger hulle is, voordat die saad daar is, kan jy nie die verskil tussen die twee uitken nie. En soos wat die saad kom en uitkom en begin ryp word, eers dan begin jy sien, okay, hierdie is die onkruid en hierdie is die koring. Want eers op oestyd sien jy die ware mens, die ware onkruid en die ware koring. En ons kyk hierso is nou ongelukkig, is dit alreeds, daai het al klaar begin saad skiet, maar jy kan sien, gaan stap jy deur 'n koringboer se lande, en hy sê vir jou, die plek is vol onkruid, en sê, maar dit lyk nie so nie. Jesus begin in sy 3de toespraak, en dan gaan hy sluit af met hierdie koninkryksrede, waar hy 8 gelykenisse so direk na mekaar gebruik. En hy wys en hy toon aan hoe die mense reageer op die evangelie, en hoe om die evangelie van die Here te gaan verkondig as hulle daar buite is. Maar as ons kyk na hierdie 8 gelykenisse, is daar 2 wat prominent uitstaan. Die gelykenis van die saaier en die gelykenis van die onkruid en die koring. Nou die 2 is net voor, as jy Matteus 13 gaan lees, is ek dink vers 14, is begin met die onkruid, maar voor dit is dit van die saaier. En ons almal ken die vergelyking van die saaier, wat gegaan het en eers uit saad gegooi het op harde grond, dan op vlak grond, dan tussen die onkruid en dan op vrugbare grond. So Jesus het begin met die saaier en hy het oorgegaan van die saaier af na die onkruid toe. En hierdie onkruid sien ons dan ook, vertel hy van die ware en die valse kerk. Die ware mens in Jesus en die valse mens in Jesus. En is interessant dat Jesus gaan en hy vertel hierdie gelykenisse vir almal wat voor hom is. Maar hy gaan dan en hy gaan lê dit net aan die disippels uit. Hy vertel vir hulle wat hy bedoel het met dit. Want van die begin af sien ons, Jesus het dus gewerk met die idee dat daar 'n onderskeid sal wees tussen die wat na hom luister en wat nie na hom luister. Die boodskap van die koninkryk is dan immers iets wat ons almal moet hoor. Gaan uit en gaan maak disippels. Gaan vertel die mense. Hy roep al die mense op tot die evangelie. Maar daar's net die wat geroep is tot die ewige lewe. Daar's die wat uitgekies is tot die ewige lewe, wat reageer in geloof. Daarom vertel hy vir almal hierdie gelykenis. Maar hy gaan lê dit net uit aan die disippels. Lukas sê dan later ook in sy beskrywing van Paulus se boodskap oor die koninkryk van die heidene in Antiochië in Pisidië, wat ons lees in Handelinge 13 vers 48, almal wat vir die ewige lewe bestem was, het gelowig geword. Almal wat vir die ewige lewe bestem was, het gelowig geword. Want dis hoe die uitverkiesing van God werk. Almal moet hoor. Die boodskap is bedoel vir almal. Maar net die wat vir die ewige lewe bestem is, word gelowig. Omdat God dit in hulle harte bewerk. Dat mense dis nie glo nie, is hulle eie skuld. Die mense wat wel glo, is God se werk. Want dit is presies wat Jesus se bediening bewerk het en nog steeds doen vandag. 'n Verdeling tussen die wat hom sou volg, sy disippels, en die wat hom sou teestaan, die teestanders.
Tussen die wat hy uitgekies het, die gehoorsaam is, en die wat besluit het, hulle gaan nie die pad uit saam met die Here loop nie, die ongehoorsaam is. Hy sê immers, in Matteus 22, baie is immers geroep, maar min is uitverkies. Dis hierdie rede dat Jesus net sy disippels in die geheimenis van die gelykenisse van die koninkryk inlei. Hy maak hulle oë oop vir hierdie boodskap van die koninkryk, sodat hulle kan verstaan wat hy bedoel het. Want dit pas noodsaaklik in hulle verhouding met hom. Sê ons vandag nog, ek is 'n disipel van die Here, ek is sy kind, of glo ons maar net? Want daar's 'n verskil tussen glo net en sê, ek is die Here se disipel, ek wil in sy voetspore stap, ek wil soos hy lewe, ek wil meer soos hy wees. Lei hy ons ook dan in sy binnekamer in, en vertel ons natuurlik. En dit is ook wat vandag se boodskap vir ons gaan doen. Ons gaan duidelikheid kry oor wat Jesus vir sy disippels gesê het, toe hy dit gesê het. En ons lees dit in die woord, dis nie ek is wow, ek het dit uiteindelik ontsyfer nie. Dit staan so in die woord. Want ons sien, daar's 'n helder ja vir die koninkryk, vir die wat hom volg. Die wat hy uitgekies het om sy disippels te wees. Die wat kom en sê, ek wil die Here volg. Maar daar is egter ook mense wat hom teëstaan. En soms is die mense wat hom teëstaan, is dit nie 'n helder nee nie. Want die wat sommige volg die Here en uit, maar nie met 'n helder nee nie. En ons sien in die gelykenis van die saaiër, dit hierso duidelik staan, dat is ons as mense val in 4 kategorieë. Nou, almal sê, moet hy nie in 'n boksie plaas nie. Nou, vanoggend gaan ek vir jou in 'n boksie plaas. Wat? Wat ons almal dink altyd, of ons altyd sê, ek is nie 'n boksie mens nie, ek is 'n individu. Maar ek gaan jou vanoggend in 'n boksie plaas. Maar jy gaan jouself in daai boksie plaas, en jy gaan self besluit, pas ek in hierdie boksie of pas ek nie in hierdie boksie nie. Nou, ek hoop nie, daar's iemand wat in die eerste boksie val nie. Maar praat in jou hart met jouself. Want die eerste boksie is die mense waar dit die duidelike nee is. Soos Jesus in die gelykenis ook vertel het, die saad wat op die harde grond geval het. Nou baie keer wonder ons maar, wie is hier die harde grond? Want hulle is nie meer in vandag se lewe saam met ons nie. Nou surprise, hulle is meer vandag as wat daar was in Jesus se tyd, dink ek. Want die mense wat die harde skree sê, die definitiewe nee, is die ateïste, die agnostici. Die mense wat kom en gesê, ek het my eie afgod, ek het iets wat ek aanbid, wat ek deur hierdie wêreld, wat ek verlei is, want ek wil nie julle Jesus aanbid nie, ek doen my eie ding. Dis die harde nee, ouens, dis die saad op die harde grond, daar gaan niks met hulle gebeur, die son gaan hulle uitdroog. Hulle is die mense wat helder, duidelik nee sê vir Jesus. Nou die tweede klomp mense is die klomp wat die saad wat ons lees, wat in die vlak grond geval het. En ja, baie van hulle is selfs lidmate in die kerk. Maar hulle loop nie regtig mee nie. Hulle doen nie die effort, as ek die woord kan gebruik, om iets in hulle geloofstryd in te sit, om die pad saam met Jesus te stap nie. Om saam met medegelowiges te beweeg nie. Die kerk is daar, dis 'n bysaak, ek moet net aan 'n kerk behoort. Solank ek aan 'n kerk behoort, is ek alright. En as ek eenmaal of tweemaal 'n jaar kerk toe gaan, is dit alright. Want ek het 'n lewe wat ek moet lei. Want die kerk is so 'n halwe social club. Dis net iets wat ons so af en toe gaan bywoon, net om te sê, ons is daarom nog deel van dit.
Hulle sê ja, nee. Maar eintlik blyk dit baie keer meer nee as ja te wees. Maar dan sal daar die wees wat meer aandag verdien. Wat meer kom en sê, ek volhard nie heeltemal in die Here nie. En alles volg ek hom nie heeltemal na nie. Maar ek probeer my bes. Ek is daar. En dis wat ons lees dan van die saaier wat tussen die onkruid gesaai het. Die onkruid, die wêreld is besig om my dood te druk, maar ek stoei nog steeds voort. Ek haal nie die wêreld uit nie. Ek trek nie die sade uit wat soos die koring lyk nie. Nee, ek is nog besig. Ek is nog in die verleiding van die wêreld, met die wêreldse bekommernisse, met die uitdagings in die wêreld. Somstyds raak ek so 'n bietjie afvallig, somstyds dien ek Here net so halfhartig. Dis mense wat lidmate is, maar hulle eie godsdiens op 'n stadium begin ontwikkel, waarin hulle bepaal wat is belangrik en wat is nie belangrik nie. En die Here en sy woord is nie die finale deurslag nie. Want ek pas hom so 'n bietjie aan. Hierdie werk nie vir my nie, so ek haal dit uit. En hierdie werk nie vir my nie, so ek haal dit so 'n bietjie uit. Ek flout so deur as ek die woord kan gebruik. Hulle ja en in hulle nee is amper ononderskeibaar. Soms dink jy eintlik, hierdie ou is 'n ateïs. En dan 'n week later dink ek, hierdie ou het nou weer die Here aangeneem. Hy's nou weer 'n disipel. En 'n week later dink ek, nou weet ek weer nie wat. Hy's nie heeltemal committed nie. Hy sê daar wat hy kom sê, my ja is soos die disipels. Ek gaan voluit die Here dien. En dit is amper ongemaklike situasie in die kerk. Ek praat nie ons kerk, ek praat die kerk van die Here. Die groter kerk. Voor ek op iemand se tone trap en sê, maar dit is nie ek gewees nie. Want ons kry dit oral in elke gemeente, in elke land van die wêreld, wat die mense in een van hierdie kategorieë is. En dan kry ons die mense wat in die vrugbare grond is, wat kom en sê, ek het my hart vir die Here oorgegee en ek wil soos hy wees elke dag. Ek probeer my bes om elke dag op te staan, die Here te loof, die Here te dien en vanaand te gaan slaap met die gerusheid in my hart. Ek het vandag die Here geloof, ek het hom geprys, maar ek was ook 'n lig gewees. Nou, hoe onderskei 'n mens dus tussen geloofsgemeenskappe wat met die waarheid besig is en dan ook geloofsgemeenskappe wat afwyk van die waarheid af? Of soos ons sal sê, 'n vals kerk. Want baie keer stap jy in 'n kerk in en alles lyk reg. Enigiets is reg, dit lyk goed. Dit is die kerk. En dan begin jy op stadium kom sê, nee, ek begin half, hier's 'n ongemaklikheid in my, want hulle doen dinge hier wat ek nie heeltemal mee saamstem nie. Dis nie so maklik om te kom en sê, jy's 'n vals kerk en jy's 'n ware kerk nie. Want dit wil voorkom uit die gelykenis van die saaier af. Daar is helder ja's, daar is helder nees, maar daar's ook 'n hele paar antwoorde wat ons kan kom en dit laat jy onseker laat. Dit laat jy op 'n plek om te sê, is dit nou 'n ja gewees of is dit nou 'n nee gewees? Hoe nou? En is met die oog op hierdie ongemaklike waarheid, dat daar mense is wat lyk asof hulle ja sê, maar eintlik is dit 'n nee. En in hierdie beeld moet ons sien hoe Jesus dan verduidelik in sy gelykenis van die onkruid. Hoe moet ons gehelp word op die vraag om die onderskeid tussen 'n ware en 'n vals kerk te beantwoord? Kom ons lees saam in Matteus 13 vanaf vers 24.
Hy het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemel kan vergelyk word met 'n man wat goeie saad op sy land gaan saai. Een nag, toe die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid tussen die koring gesaai en verdwyn. Toe die groen koring opskiet en die aar begin kom, het die onkruid ook sigbaar geword. Die slawe van die boer kom toe en sê vir hom, meneer, het u dan nie goeie saad op die land gesaai nie? Waar kom die onkruid dan vandaan? En hy antwoord hulle, dit is die vyand se werk. Die slawe sê toe vir hom, wil u hê ons moet gaan en dit uittrek? Nee, sê hy. As julle die onkruid nou bymekaar maak, sal julle die koring saam uittrek. Laat al twee saam groei tot en met die oes. In die oestyd sal ek, vir die wat oes sê, maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand. Maar bring die koring na my skuur toe. Daarna het Jesus van die mense al weggegaan huis toe. Sy disippels kom te by hom en sê, verduidelik tog vir ons die gelykenis van die onkruid in die land. En Jesus antwoord, hy wat die goeie saad saai, is die seun van die mens. Die saailand is die wêreld. Die goeie saad, dit is die mense van die koninkryk. Die onkruid is die aanhangers van die bose. Die vyand wat die onkruid saai, is die duiwel. Die oes is die volëinding van die wêreld. Die wat oes, is die engele. Soos die onkruid bymekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal dit by die volëinding van die wêreld wees. Die seun van die mens sal sy engele stuur en hulle sal uit sy koninkryk verwyder almal wat ander mense in sonde laat val. En almal wat die wet van God oortree en sal hulle in 'n brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle Vader skitter soos die son. Wie ore het, moet luister. En ons almal het ore. Ons almal moet luister. Dis nie uitgesonder net vir 'n paar nie. Hierdie teksvers het soveel waarde, soveel betekenis. Maar omdat ons dit geleer ken het, en jy leer hom en jy verstaan hom, lees jy oor hom. Jy lees baie maklik, okay, dit is wat dit sê, en ons gaan onmiddellik terug na die prentjie wat ons in die begin gehad het, van die koring en die onkruid, en ons stop daar. Ons bring dit nie nader nie. In ons menswees in hoe ons optree nie. Hierdie gelykenis van die onkruid tussen die koring wys vir ons die breë onderskeid tussen die ware en die valse kerke uit. Die valse kerk is sag op die sonde en ook sag op die wet van God. Soos Jesus in die gelykenis sê, die onkruid is almal wat ander mense in sonde laat val. Nou weet nie hoeveel van julle het al ander mense in sonde laat val nie, maar hopelik nie, doen ons dit nie willens en wetens nie. Maar ook almal wat die wet van God oortree. Die wet van God is die 10 gebooie. Die 261 ander wette is die wet van die mens. Want ek het gister weer 'n berig gesien wat hulle sê, maar jy moet dit doen, want dit staan in die wet. Nee, ons het 'n wet van God, ons het die 10 gebooie. Ons wil nie meer moord pleeg nie, want soms wil ons, maar ons weet ons kan nie. Ons wil nie meer sekere goed doen nie, maar daar is goeders wat ons kom en sê, Here, dit is half moeilik om die wet te onderhou. Maar ons wil nou die wet onderhou, alhoewel ons onder die genade van God staan. Soos in die gelykenis van die saaier, net voor hierdie van die onkruid,
sien ons dat daar is mense wat nie ongekwalifiseerd ja sê vir die evangelie van die koninkryk nie. Maar een of ander vorm van nee. Nou, baie mense kom en sê hulle, ek gaan dit doen, maar ek moet eers dit. Ek sal dit doen, maar dan weet jy, dis nie 'n definitiewe ja nie. Maar jy, soos ek sê, soos net ook verduidelik het, daar is die harde grond en die vrugbare grond, die definitiewe ja's en die definitiewe nee's. Maar dan sit maar die groot pad in die middel ook, die ongekwalifiseerdes. Maar ons moet dit goed hoor. Hierdie lê nie net in persoonlike sondes wat mense pleeg nie. Dis nie net jou sonde, die ding wat jy vandag doen wat verkeerd is, of môre gaan doen, of gister gedoen het. Dis nie net jou sondes nie. Jesus sê dat die onkruid mense is wat ander mense in sonde laat val. Het sy deur verleiding of deurdat 'n mens doodgewoon niks doen om hulle te waarsku van die sonde nie? Dit gebeur hoeveel keer? Jy's op jou eie, my pel. Jy het dit gedoen. Voordat as iemand besig is met iets, is dit jou plig om op te staan en te sê, weet jy tree teen die wil van die Here op. Dan saai jy. En as hy 'n definitiewe nee is en sê, los my uit, dis jou probleem. Het jy jou werk verrig. Maar om te gaan te sê, ek kan sien waarna toe jou pad is. Ek kan sien, jy doen dinge verkeerd. Is jy ook, soos Jesus gesê het, jy laat ander mense in sonde val. Dan begin jy ook die onkruid raak tussen dit. Die ware kerk het die onvervreembare verpligting om enige afwyking van God se woord uit te wys en gelowiges te help om daaraan gehoorsaam te wees. Dis ons plig om vir mense te sê, jy tree verkeerd op. Moenie doen wat jy nou doen nie. Want dit is die ware kerk. Daar was 'n ou, Guido de Bres, wat 'n tesis geskryf het, of 'n boek geskryf het oor die ware en die valse kerk. En hy moes in die Nederlandse geloofsbelijdenis, moes hy gegaan het en ook gaan skryf het daaroor. En voordat hy begin skryf het, moes hy gaan goed nadink het eers. Wat is die ware kerk en wat is die valse kerk? En hy het gekom en hy het Matteus 13 gebruik. Hy het hierdie gelykenis gebruik om die koninkryk te beskryf en te sê, wat is waar en wat is vals? En hy het nie net een teks gebruik nie, hy het die hele Matteus 13 gebruik. Hy het alles gebruik, hy het die gelykenisse gebruik. En hy het gesê, nie net staan dit hier nie, maar dit staan ook op 26 ander plekke in die woord van die Here. Wat is die ware kerk en wat is die valse kerk? En hoe ons as medegelowiges moet optree onder mekaar. Hoekom het hy dit gedoen? Want Matteus 13 en spesifiek hierdie gelykenis van die onkruid, van die koring, wys vir ons onomwonde uit wat is die onderskeid tussen 'n ware en 'n valse kerk. En dan sê hy, Guido sê dan ook hierso, die valse kerk is sag op die sonde, is sag op die wet van die Here, en dit ontduik die tug van die kerk. Maar ons sien ook hierso, Jesus trek 'n onderskeid, sodat ons aan die een kant kan seker maak, dat die wat hom navolg, en in alles na hom luister. En aan die ander kant sien ons die breër onderskeiding, die breër patrone wat daar is, van onderskeiding tussen geloofslewens, tussen die geloofsgemeenskappe, nie net plaaslik nie, maar ook wêreldwyd. Almal vra altyd, hoekom is daar soveel verskillende kerke? En ek het nou in die week te prentjies gesoek het, wat ek toen besluit het daarteen,
het ek dinges gekry van vals kerke. Op Google, vals kerke. En dan gaan jy na images toe en jy kyk onder images. En daar was 'n paar superbekende predikante wat onder die vals kerke gestaan het. Dan kyk jy sê, wow, ek het dit nie geweet nie, en dan gaan jy in, dan gaan kyk jy na die ouse doktrines, sy visie en sy missie, en dan sê jy, ons staan nie vir die definitiewe ja nie. Ons is op die ja-nee vlak. En julle is welkom, Google is oop vir almal, dit is nie net vir my nie. Gaan kyk hoe skrikwekkend dit is, dat daar superryk predikante in die wêreld is, wat geklassifiseer word as 'n vals leraar. Dit is net, dit maak mens eintlik hier binne bang, om te dink, is die woord van die Here nie meer goed genoeg nie. Moet ek byvoeg? Want dis ook wat Guido gesien het in sy teses wat hy geskryf het. Hoe mense byvoeg in die kerk, om die kerk aanvaarbaar te maak. Ons het 'n keuse om te besluit, gaan ons die waarheid volg? Want die waarheid is baie keer baie ongemaklik. Die waarheid sit soos 'n skoen wat jy eelt het en hy druk op daai eelt die hele tyd. Veral as jy nuwe skoene aan het. Want jy voel nie gemaklik nie. Totdat jy besef, maar die eelt is nie die skoen wat ek aangetrek het nie, die eelt sit aan my voet. Ek moet my voet afhaal, sodat ek in die skoen kan pas. Want die skoen van die Here gaan nie buig, om plek te maak vir jou eelt nie. Die woord van die Here is daar om nagevolg te word. Om op 'n plek te kom en te sê, so wil ek wees. Hierdie is my definitiewe ja. Want daar is altyd die probleem tussen die onkruid en die koring. Hoe gaan ek onderskei? Wat gaan ek doen om te onderskei? Maar dan kyk ons en ons sien verder, het ek gekyk na hierdie Guido de Bresse se teses en te sien ek maar, hy gaan nie net oor die kerke nie, maar hy sê ook dan, soos wat Jesus gesê het, kyk na die individu. Want ons praat nie net van hygelaars in die kerk, wat met goeies vermeng nie. Want soms is dit, terwyl ons hier sit, voel ons op die beste. Ons voel op so 'n goeie plek, dat ons hier uitstap, dan voel ons vir die volgende halfuur nog goed. Daarna begin daar onkruid weer inkom, as ons dit toelaat. Maar ons sien ook, dat die woord sê vir ons moet na die individu kyk, na elke persoon op sy eie. 'n Mens moet die liggaam en die gemeenskap van die ware kerk begin onderskei. Dis nou wat sektes is, en wat beweer, dat hulle die kerk is. Ons moet ook rekening hou met die feit, dat daar soos in die gelykenis ook, nie net 'n man is wat gaan en gaan saai nie, maar daar's ook 'n vyand, die een wat die onkruid gaan saai. Want soms sit ons en sê, maar ek volg die Here, ek doen alles wat reg is, ek doen niks uit plek uit nie. Hoe het hierdie goed in my lewe ingekom? Daar is 'n vyand wat saai. En ons moet bewus wees van sy saaiery, as daar so 'n woord is. Want ons sien, daar's 'n groot probleem. Ons kan nie altyd tussen die onkruid en die koring onderskei nie. En soms kan ons dit ook nie op individuele vlak doen. Want die tipe onkruid waarvan hier gepraat word in hierdie gelykenis, sien ons, in die Grieks praat hy van Zezanion. In Engels is dit 'n Darnel. In die Afrikaanse, jy sien nie boere hier nie, maar dalk het iemand 'n oupa of iemand wat 'n boer was, het gepraat van 'n draabok. Daar's draabok tussen die koring. Nou my oupa het sommer gesê, die ja-broers is alweer daar binne-in. As hy begin het, as die koring begin opkom, en hy sê, ek kan nie oes nie, maar daar's ja-broers. Die draabok is by die koring in. En dan moet ons wag, tot die oes gereed is. Ons moet wag, tot amper aan die einde toe. Want ons moenie te vinnig oor individue begin oordeel nie. En dit is waarom die Here ons dan waarsku in hierdie gelykenis. Teen voortydige pogings om die koring en die onkruid te onderskei.
Want ons kan maklik foute maak. Ons kan maklik kom en sê, ek trek jou uit my gemeenskap uit, want jy's lyk soos die onkruid. Want anders kan daai persoon verlore gaan. Daai persoon kan dalk nie, gaan in die vuur beland, hy kan verbrand, soos die woord vir ons sê. Want ons moet wag tot die oestyd toe. Dan sal die koring bymekaar gemaak word, en die onkruid sal in bondels verbind word en verbrand word. Ons sien met hierdie gelykenis help Jesus ons dus om hierdie gemengde werklikheid van gelowiges en ongelowiges wat langs mekaar bestaan te kan verstaan. Want dit is baie keer nie so maklik om jou buurman te verstaan nie. Baie keer is dit seker een van die moeilikste goed om iemand anders se siening in te sien. Jesus help ons om die inherente konflik wat daar is tussen onkruid en koring in terme van waardestelsels en geloof eenvoudig op 'n individuele vlak te verduur totdat geregtigheid sal seëvier. Verduur daai man. Ons mag 'n onderskeid maak op gemeente en op kerklike vlak. Maar dit beteken nie dat ons op onderskeid op kerklike en wat die woord? Gemeentevlak en kerklike vlak. Dit beteken nie, ons mag dit doen, maar dit beteken nie, ons kan en ons moet dit doen nie. Want soms is dit net beter om te sê, ek gaan jou kans gee, om ook saam te groei. Dalk is jy die koring, wat ek dink is die onkruid. So gee jou kans om te ontwikkel, om tot oes te kan kom. Want daar's 'n paar kenmerke, wat uitstaan, van die ware kerk. Die ware kerk sien ons is wanneer die evangelie gepreek gaan word. Wanneer die sakramente wat Jesus ingestel word, suiwer gepreek word. En wanneer, as daar sondes is, dit gestraf word. Dit is nie altyd die maklikste ding. Kortom, wanneer almal hulle ooreenkomstig die suiwere woord van God gedra. Alles wat in hulle is in die stryd werk en Jesus Christus as hulle enigste hoof erken. Hieraan kan ons met sekerheid die ware kerk uitken. En niemand het die reg om hom daarvan af te skei. Soos die evangelie net reg verkondig word, die sakramente bedien word en ons Jesus Christus as ons hoof aanvaar, dan weet ons is op die regte pad. Nie afwyk van wat die woord sê nie. Die belangrikste as kenmerk in die ware kerk is, ook soos dit in die getuienis aangeroer word, dat die ware kerk in alles volgens die leer van die woord leef. Wanneer hulle almal diensooreenkomstig die suiwere woord van God gedra en die sondes verwerp. En Jesus Christus erken as ons hoof. Soos ek gesê, dit is God alleen en ons onderwerp ons aan die wet van God. Alle leringe, alle lewenswyses wat met dit in stryd is, moet deur ons verwerp word. Anders loop ons self die gevaar om gebrandmerk te word en te sê, jy is nie die ware kerk nie. Jy leef nie volgens die woord van die Here nie. Want dit is die belangrikste. Hier's riglyne in. Ons het al 'n paar weke wat ons gesels oor sekere riglyne, sekere dinge wat vir die Here aanvaarbaar is en wat nie aanvaarbaar is nie. En dit het 'n persoonlike impak op my en op jou eie lewe ook. Ons moet die keuse maak om te sê, ons gaan die Here dien. Ons gaan die sondige natuur gaan ons begin afstand doen van. Ons gaan begin terugstaan op dinge wat verkeerd is in die oë van die Here. Ons gaan ons lyding vat in sy bloed. Maar ons gaan ook in sy gehoorsaamheid. Die gehoorsaamheid in die naam van die Here Jesus Christus alleen gaan ons begin leef. Want hy het vir ons sondes kom sterf. Hy kan ons sondes vergewe. En hy alleen is die hoof van ons kerk. Hiermee saam sien ons dat
Guido dan intree en sê, Jesus is die verlosser. Hy is die enigste ware God wat daar is. En hy wys dit dan uit wat 'n ware gelowige is. Want hy sê 'n ware gelowige is een wat glo in die enigste verlosser, Jesus Christus, wat hom aangeneem het en wat alles in sy of haar vermoë sal doen om die volgende 5 goed te doen. Om van die sondes te ontvlug, soos die woord dit vir ons leer. Om die geregtigheid na te jaag. Dit wil sê om in die regte verhouding met God en ons naastes te leef. Want dit is baie keer net so maklik om te sê, ek leef 'n verhouding met God, maar ek hou nie regtig my naaste nie. En dit is deel wat ons moet doen. Om die ware God en ons naaste lief te hê. Die dubbele liefdesgebod wat ons moet nakom. Om nie links of regs af te wyk van wat die woord ons leer nie. Ja, daar is ons riglyn. Om die sondige natuur met sy werke te kruisig, soos wat die talle skrifgeleerdes vir ons leer. Daar's uiteraard baie meer wat 'n mens kan sê oor 'n lewe saam met Jesus Christus, nadat die mens hom aangeneem het as 'n verlosser. Maar hierdie 5 dinge moet ons altyd insluit in ons lewe. Ons moet die sondes ontvlug. Ons moet ons sondige natuur kruisig, soos wat die Gees ons lei. En ons moet geregtigheid, liefde en gehoorsaamheid elke dag probeer leef. Dit het die impak op ons lewe. Nie net op ons persoonlike lewe nie, maar ook in ons openbare lewe. Wat die valse kerk betref, sien ons Guido sê, soos wat ons nou net in die woord ook gelees het, die valse kerk gee vir homself meer mag en gesag as vir die woord van God, as die woord van God. So ek sit vir my eie reëls in, ek sit my eie verhoudings in, ek sit my eie dogmas in om te sê, dit is hoe ons die kerk gaan bestuur. Want ons maak dit so bietjie beter, die Bybel is nie goed genoeg nie, ek wil so bietjie bysit, sodat ons aan die regte kerk kan, aan die regte missie en visie kan hê vir ons kerk. Die valse kerk wil homself onderwerp aan die juk van Christus nie. Aan die manier hoe die sakramente bedien moet word nie. Soos wat Christus dit beveel het nie. Maar neem weg en voeg by na sy eie goeddinke. Dit vertrou meer op die mense as op Christus. En dan vervolg hulle die mense wat volgens hulle die woord van God heilig lewe en nie doen soos wat ons dit doen nie. Want ons is die enigste manier wat dit reg doen. Ken julle? En so kan ons die kerk uit mekaar uit begin ken en mekaar begin onderskei. Let op dat die woorde wat hier gesê word aan homself en sy besluite meer mag en gesag toegee as aan die woord van God. Geen besluit van watter kerk ook al kan bo die woord van God gehoorsaam word nie. Jy kan jouself nie belangriker ag as die woord van God nie. En jy kan nie die mense wat God volg, vervolg nie, wat volgens jou nie op die regte pad is nie. Ek gaan afsluit met twee skrifgedeeltes. Die eerste is Paulus se brief aan die Timoteus. Timoteus 1:4 vers 1 en 2. Die Heilige Gees leer ons duidelik dat in die laaste tye sommige mense sal wegdraai van wat ons glo. Hulle sal leengeeste volg en leerstellings wat van die bose geeste afkom. Hierdie dwaalleraars is skynheilig en leenaars. Hulle gee voor om godsdienstig te wees, maar hulle gewete is dood.
Paulus is dus duidelik daaroor, dat daar mense onder ons sal wees, deel van die kerk sal wees, wat skynheilig en leenaar sal wees, en nie doen wat van die woord van God afkom nie, maar van geeste of bose geeste, soos hy dit noem. Wat is die ware kerk? Dis 'n kerk wie se lidmate nie links of regs afwyk van wat God in sy woord geskryf het nie. Wat die Here Jesus gehoorsaam en deur die Gees die sondige praktyke van die sondige natuur bestry en doodmaak, wat in liefde, geregtigheid en gehoorsaamheid lewe. Die laaste vers wat ek afskryf is Efese. Daarom sê ek met God se gesag, moenie langer soos nie-Christene lewe nie, wat hulle uitdink is niks seggend. Hulle verstand is duister, omdat hulle onkundig is en onwillig is om tot bekering te kom. Ken hulle in die lewe wat God gee. Ken hulle nie die lewe wat God gee nie. Vers 19. Omdat hulle nie omgee vir wat reg of verkeerd is nie, gee hulle self oor aan losbandigheid en beoefen so gretiglik elke vorm van onreinheid. Maar dis nie hoe julle Christene leer ken het nie. Julle het tog van hom gehoor. Julle het tog aangaande hom onderrig ontvang, volgens die waarheid wat daar by Jesus is. Julle het tog in julle eenheidsband met Jesus die waarheid geleer. Vers 22, hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou, sondige mens in julle, wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en julle gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense, wat as die beeld, wat na die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God. En wees heilig. Is dit nie 'n mondvol nie? Maar is dit nie ook 'n riglyn vir ons om te gaan sê, ek wil graag so leef. Ek wil die Here volg, soos in Efesiërs 4 nie. Kom ons sit so, ons buig die hoofde. Here, U gee soveel duidelike riglyne. Dit lyk so maklik. Dit voel so maklik baie keer. Maar Here, U ken ook die wêreld. U ken ook elke dag. As ons by die werk is, as ons by die huis is, as ons tussen vriende is, as ons daar is, waar ons dink dit is donker. Here, soms is ons lewe net nie heeltemal soos ek dit wil hê nie. Soms voel dit of die omkruit tussen ons is. Asof ons nie kan eie nie, as ons nie kan weet, wat moet ons nou uittrek, wat moet ons los, hoeveel nou nog nie, Here? Maar Here, ons vra, dat U ons sal beskerm, sodat ons volkome volgens U wil kan wees, dat ons volkome volgens U wil kan leef, dat ons kan heiligheid in ons dag tot dag bestaan kan inbring. Here, dat ons gees en ons gedagtes moet nuut word. Here, daar is soveel in ons families, in ons vriendekring, in ons naasbestaandes, in die gemeente, in ons land, wat ons sien, wat oortree, wat nie lewe volgens U wil nie, wat nie stap volgens U woord nie. Here, dan sit ons en ons wonder, moet ek almal teregwys? En dan kry ek die antwoord in die woord, ja, ek moet. Ja, Here, dis my plig om mense te wys. Hou op,
Stop waarmee jy besig is. Dankie Here daarvoor. Dankie dat U die lig ook in die donkerte is. Dat daar nie 'n plek donker genoeg is waar U lig nie kan wees nie, waar U nie kan sien nie, waar U nie is nie. Here, dankie dat ons kan saamkom as medegelowiges, dat ons kan saam staan in U naam en kan sê, U alleen is ons koning, U alleen is ons Vader. Dankie vir genade, dankie vir vrede, maar ook dankie vir U riglyne en dat U ons hand vat en saam met ons stap. Dankie Here vir elke oomblik wat ons kan uitsien vir die ontmoeting wat ons weer en weer met U kan hê. Hierdie gebed is ook vandag in U kosbare naam, die naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons voorspraak, maar ook ons verskaffer, ons voorsiener. Amen.